Ja, kom ons bid saam, hè. Vader, dankie dat U 'n woord het vir elkeen van ons. Dankie dat U met ons gemeenskap het. Ons gemeenskap met U het. Het gaan my verstand te bowe hoe hierdie dinge werk. Vader, dankie vir U seun, Jesus. Dankie dat hy alles verwyder het wat skeiding gemaak het tussen ons en U, die liefdevolste, wonderlikste Vader. God wat liefde is, U wat liefde is, lankmoedig, vriendelik, getrou. Dankie Vader, dat ons by U kan wees, in U ingeënt in Jesus. Dankie dat ons een gees met U is, Vader. Ons loof U. Dankie. Amen. Ai ouens. Ai. Jy weet, jy is wat jy hoor. En jy is wat jy hoor, wat jy glo. Dit is jy. Jy, soos wat 'n mens bedink in sy hart, so is hy. So, dit gaan oor die denke. Wat dink jy? Wat dink jy, dink God oor jou? Hierdie wonderlike hemelse Vader, wat dink hy oor jou? Weet jy dat hy dans oor jou? Hy jubel oor jou? Hy weet, dit is volbring. Hy is jou Vader, wettiglik. Jy is uit hom gebore. Jou wedergeboorte is uit God. Ai. Ek verstom my. Vanoggend het ek met mense gedeel, en ek sou sê, hoe meer ek hierdie goed met hulle deel, hoe meer word dit al hoe meer 'n werklikheid vir myself. Jo. So lief het God die wêreld gehad. Die wêreld. Die hele wêreld. Niks is uitgesluit by hierdie liefde nie. Hierdie liefde wat God vir jou het, vir my het. Ons leer dit ken en ons glo dit. 1 Johannes 4, ons leer dit ken. Ons het hierdie liefde leer ken en geglo. Luister my broer, my suster, medegelowige. Daar is nie meer slaaf of vry man nie. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Ons is almal een in Christus. God het die prys betaal, plek gemaak vir elke een in Christus. Vir elke mens is daar plek. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Die Vader se liefde, want so lief het hy die wêreld gehad. Hy trek die wêreld na hom toe. Nou is dit jou beurt om te reageer. Reageer op die roepstem van God in jou lewe. God jou Vader, kom tuis. Kom tuis. Ja, almal wat moeg is, kom tuis. Hy staan en wag by die deur van ons harte. Almal wat dors het, kom. Ek kom nou op hierdie oomblik, kom ek. Kom jy? Weet jy dat al het jy die verskriklikste goed aangevang, al het jy die mooiste werke gedoen, al het jy die slegste werke gedoen, niks kan jou skei van die liefde van God nie. Jy weet, om in verkeerde werke betrokke te wees, is verkeerd. Die genade van God maak dit nie reg nie. Maar, as jy in hierdie verkeerde werke wandel, dan gaan jy maai wat jy saai. Maar vir hierdie doel, het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. 1 Johannes 3, ek dink dis vers 8. Vir hierdie doel, om die werke van die duiwel te verbreek oor jou. Jy sien,
Romeine 6 vers 14 sê, sonde sal oor jou nie meer heers nie, want jy's nie onder die wet nie, maar onder die genade. Ouens, hierdie, my broer, my suster, vra vir die Here, sê Here, ek wil 'n openbaring hê van hierdie waarheid, dat niks wat ek doen of nie doen nie, kan my in 'n slegter of beter posisie stel teenoor U nie. Niks. Jy sien, as jy in verkeerde goed wandel, dan steel dit jou vrymoedigheid, dit is so. Maar jou stand, jy is in Christus. In Efesiërs sê hy, jy is verseël met die Heilige Gees. Jy is gevakuum verpak. Geen virus, geen pes kan indring in jou gees nie. Jy sê nee, dit kan. Nee, in 1 Korintiërs 5 sê Paulus, daai man wat gemeenskap het met sy stiefma, gee hom oor aan die duiwel vir die vernietiging van sy vlees, maar dat sy gees gered kan word. Gees gered. Gees volmaak. Jy sien, God se reddingswerk hang nie af van jou werk nie. God se reddingswerk is gebou op hom. Die verbond is deur die Vader met die Seun gesluit en kan nie verbreek word deur die Seun nie. Hy bly getrou. Ons is baie keer ontrou. Maar sal ons ontrouheid nou die werk van God kragteloos maak? Nee, 1000-maal nee. Jy sien, in hierdie is 'n boodskap van vrymaking van die heerskappy van sonde. Jy gaan al hoe meer jou vryheid sien. Sê jy is dwelmverslaaf of verslaaf aan iets. Jy gaan al hoe meer jou vrymaking aanskou. Naarmate jy na Jesus kyk, los die sonde jou. Die sonde wat klou, hy begin jou te los. Jy is soos 'n non-sticky pan. Sonde kan nie kleef nie. Hy kan nie kleef nie. God het jou rein gemaak van binne en hierdie lewe van binne af broei, dit groei in jou siel in en in jou liggaam in. Kan jy dit sien? En die houvas wat sonde op jou gehad het, daai houvas begin verwyder word, weg. Ja. Staan dan vas in hierdie vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Nie vry om te sondig nie, vry van sonde se heerskappy. En as daar areas in jou lewe is wat jy sê, maar ek is nog nie vry daar nie, dan al wat jy moet doen is kyk. Onthou lank terug, het ek vir jou sê, kyk na die lam. Kyk weer, kyk weer, kom. Ja. Romeine, hoofstuk 5, hoor net die, omdat ons dan uit die geloof in Jesus geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Geloof in Jesus se werk regverdig jou. Prys die Here. Jy's regverdig verklaar, omdat ons dan deur die geloof, soos Abraham, hy het geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Glo net. Ja, maar wat van die werke? Die werke sal kom. Die vrug van hierdie geloof is, jy sal 'n reine lewenswandel meer en meer kry in jou lewe. Jy sal dit benut en jy sal jou rein bevind. Jy sal vind, jy dink al hoe minder oor sondes en jy sien, maar jy doen ook al hoe minder. Jy leef in hierdie vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Mooi loop.